Hallo jong wiskundiges en welkom terug by nog 'n video. Vandag kyk ons na breuke en hoe dit werk. Kom ons begin. Wanneer ons 'n breuk sien, sal ons sien hulle beeld dit uit as 1/2 byvoorbeeld. En dit is nogal baie vreemd as 'n mens nie die konsep heeltemal verstaan nie. Nou kom ons vat 'n appel. Aan die linkerkant het ek 'n prentjie van 'n sirkel geteken en dit verteenwoordig 'n appel. Wanneer ek 'n appel het, het ek een heel appel. Ek hou hom vas, daar's niks stukkies of los dele van hom. Maar wanneer ek hierdie appel in die helfte sny, vat 'n mes en ek sny hom deur die helfte. Dan gaan ek ewe skielik sien, maar ek het ewe skielik van hierdie een heel appel 2 stukke. En dis waar breuke inkom. Breuke is daar om vir ons te sê dat ons iets opgebreek het in 'n kleiner vorm. En as ons al die dele bymekaar sit, gaan ons een kompleet vorm hê. Nou wanneer die appel in die helfte gesny is, het ons 2 halwes. Aan die een kant 'n halwe en aan die ander kant 'n halwe. En in wiskunde het ons dan terme uitgewerk om dit te verteenwoordig. In hierdie geval het ons een deeltjie aan die linkerkant van 2 dele. Een deeltjie van 2. Want die appel is in 2 dele gesny. Aan die regterkant het ons een deeltjie ook van 2 dele. As ons hulle altyd bymekaar sit, dan het ons 2 dele van dit waar die appel opgesny is in 2 dele. En dit verteenwoordig die hele appel. As die bokant dieselfde as die onderkant is, het jy 'n kompleet vorm. Nou wanneer ons nou met breuke werk, is daar 2 dele wat jy moet verstaan. Die lyntjie in die middel is daar om vir jou te wys dat dit 'n breuk is. Tegnies gesproke is daai lyntjie ook dieselfde as 'n gedeel deur teken. As jy baie mooi kyk, die boonste getal gedeel deur die onderste getal. Wanneer jy dit in jou calculator of sakrekenaar intik, dan gaan jy sien hy gaan vir jou 'n antwoord gee wat 0,5 is. Nou hierdie is nie 0 nie. Hierdie is wel 'n gedeelte van 'n getal. Maar dit is eers vir 'n latere stadium. So wanneer jy verstaan dat hierdie lyntjie is 'n deel deur die boonste deel van hierdie breuk, noem ons die teller. Dit is hoeveel dele jy fisies het van 'n sekere voorwerp se gedeeltes. Daar kan jy bepaal hoeveel jy het. Aan die onderkant is die noemer. Hierdie deel sê vir jou hoeveel stukkies moet daar wees om 'n volledige hele te vorm. In hierdie geval is die voorwerp opgedeel in 2 dele. Hoeveel dele het ek? Ek het net 1 van daai dele. Right, ons beweeg aan. Sodra jy daai deel verstaan, moet jy verstaan dat ons werk ook met ekwivalente breuke. Ekwivalente breuke klink na 'n verskriklike moeilike term, maar dit is dieselfde soort breuke. Dit het dieselfde waarde, maar dit word verskillend geskryf. Hier is 'n voorbeeld. Hier is my appel linksbo wat in 2 halwes gesny is, aan die linkerkant en aan die regterkant. As ek die 2 halwes bymekaar tel, dan kry ek 1 hele. Nou kom ons vergelyk dit met wanneer ek my appel 2 keer sny. Eerste deel om 2 halwes te kry en ek sny hom nog 'n keer en nou het ek ewe skielik 4 dele van dieselfde appel. Dan noem ons dit kwarte. Aan die onderkant sê dit vir my hoeveel dele is daar en aan die bokant wat se waarde daai deeltjie het van die appel. In hierdie geval is dit kwarte. As ek al 4 kwarte bymekaar tel, dan het ek weer eens 1 hele. Wat let jy op? Kyk hier aan die regterkant. As ek al die deeltjies het en bymekaar tel, dan kry ek dieselfde antwoord. Dit beteken my figuur is voltooi. Ek het 'n volledige figuur. So nou kan ons dit bietjie terugtrek. As ek al die deeltjies het en dit vorm 'n hele, dan kan ek gaan redeneer dat wanneer ek 2 op 2 het, volledige deeltjies, is ook 4 op 4, dan beteken dit hierdie 2 is presies dieselfde. Albei verteenwoordig dieselfde hoeveelheid, 'n hele, maar die een is net in kleiner deeltjies gesny as die ander een. Dieselfde as ons gaan kyk na dit wat vir ons gegee word. As ek 'n halwe appel vat, gaan kleur die helfte in
by die een appel, en dan gaan kleur ook die helfte by die volgende appel in. Is al twee stukke ewe groot? Ja, maar die boonste appel het net een stukkie wat ek gehad het, terwyl die onderste appel het twee stukkies. En daar is hy. Dit is presies dieselfde grootte. Daarom kan ons sê hulle is gelyk aan mekaar. Hoe herskryf ons dit? Ons herskryf dit as 1/2, 'n halwe is gelyk aan 2/4. So wanneer jy 2/4 sien, gaan dit dieselfde beteken, is dat jy 1/2 het. Dieselfde waarde. Nou moet jy oplet. Wanneer ons met breuke werk, gaan jy baie sulke breuke kry wat dieselfde waarde het, maar verskillend geskryf word. Ons moet ongelukkig te alle tye hierdie breuke in die eenvoudigste vorm skryf. So wat sê in sy eenvoudigste vorm? 2/4 of 1/2? Sy eenvoudigste vorm gaan wees 1/2. Kom ons beweeg aan. Ons gaan nou gaan kyk na die optel van breuke. Let wel, ekwivalente breuke en die inligting wat jy geleer het van hoe 'n breuk lyk, is nog steeds relevant. Hier het ek vir ons twee somme gegee. 2/4 plus 1/4. Ons kan redeneer. Ons werk nou met 'n voorwerp wat in 4 dele verdeel is. Ons het 2 dele. Ons wil 1 deel bysit. Dan moet ons gaan uitwerk hoeveel dele ons het. Ons skryf neer ons lyntjie. Aan die bokant werk ons uit hoeveel het ons. Aan die onderkant bly presies dieselfde, omdat ons met 4 dele werk. As ons 2 dele het, ons sit 1 deel by, dan het ons 3. So hoeveel dele het ons in totaal van die sekere voorwerp? Ons het 3 dele van die 4. Daar is nog steeds 1 deel wat kort. Kom ons kyk of jy die onderste een kan doen. Pause die video en kyk of jy dit kan uitwerk. 12/24 plus 8/24. Kom ons begin. Wanneer ons kyk na hierdie som, die onderste deel sê vir ons hoeveel dele werk ons mee en ons skryf hom daar neer. Die bokant is hoeveel dele ons het en wat bymekaar sit. Ons het 12, ons sit 8 by, dan het ons 20 dele van die 24. As jy dit reg gekry het, baie mooi. As jy dit nie reg gekry het, kyk bietjie weer na die boonste video. Ons wil graag hê die onderkant, die noemer wat aandui hoeveel stukke daar is, moet dieselfde bly, want dit het nie verander nie. Wat wel verander het, is hoeveel dele ons bymekaar gesit het. Ons beweeg aan. Hierbo is weer 2 somme. Maar hier gaan nou so 'n bietjie iets ekstra uitpop. Kom ons kyk of jy dit kan raak sien. 3/8 plus 5/8. As ek hom gaan uitwerk, werk 8 dele. Ek het 3 stukkies en ek sit 5 stukkies by. Dan het ek 8 stukkies. Onthou wat ek gesê het van ekwivalente breuke of eenvoudigste vorm. 8/8 is dieselfde as 1 hele. Wat is sy eenvoudigste vorm? 1. Selfde met die volgende som. 17/20 plus 3/20. Kyk gou of jy dit kan regkry. Pause die video en werk dit uit. Ok, ons werk met 20 stukkies. Dit moet 20 stukkies bly. As ek 17 van die 20 stukkies het en ek wil 3 bysit, gaan ek 20 stukkies hê. As ek al die stukkies het, dan het ek een volledige figuur en dit word 1. Ons skryf hom altyd in sy eenvoudigste vorm. Baie mooi. Nou gaan ek dit so 'n bietjie vir jou nog meer moeiliker maak. Nou gaan jy ietsie optel. Kom ons kyk of jy kan sien wat is anderster van hierdie som teenoor die vorige somme. Dit is reg. Die noemers hieronder is nie dieselfde nie. Hoe werk dit? As ons kyk na die noemers daaronder, gaan jy sien dat die een het 4 dele, die ander een het 8 dele. So dit beteken dat die een voorwerp is minder opgesny as die ander voorwerp. Hy het minder stukkies. Hoe om nou te maak? Wanneer ons met breuke werk, het ons iets baie ouliks waarmee ons werk. Ons noem dit die KGV. Klink verskriklik moeilik, maar eintlik is dit nie so moeilik nie. En hoe werk dit? Kom ek leer jou. Die KGV staan vir
die kleinste getalletjie wat dieselfde is by die getalle waarmee jy werk, die noemers, en ons werk met veelvoude. As jy nog nie weet wat 'n veelvoud is nie, gaan kyk my ander video oor veelvoude. Hier is 'n voorbeeld. As ek werk met die getalletjie 2 en die getalletjie 4 as 'n breekdeel, 1 op 2 en 1 op 4. Daai 4 en daai 2. Dan moet ek die KGV van altyd daai getalle gaan uitwerk. So ek gaan skryf die getal in sy veelvoude neer. 2, 4, 6, 8, 10. Die 4 skryf ek uit as 4, 8, 12, 16. Nou soek ek die getal wat by al twee hierdie getalpatroon voorkom, wat die kleinste is. Hierdie een het 'n 2, maar hier is nie 'n 2 nie, so dit kan nie 2 wees nie. Hier is 'n 4 en hier is 'n 4. En dis die twee kleinste getalle. So wat is die KGV tussen 2 en 4? Die antwoord is 4. Nou moet ek bietjie gaan dink. Wat het ek met die 2 gedoen om daai 4 te kry? Ek het hom gemaal 2. Wat het ek met hierdie 4 gemaak om by daai 4 te kom? Om gemaal 1. Belangrik om hierdie twee inligtingbrokkies te ken, want ek gaan dit moet gebruik by my breuke. Kom ons oefen dit. Hier is my som. Wanneer ek so 'n som kry, hoef ek nie paniekerig te raak. Of, wat baie kinders doen, is hulle maak die volgende fout. Hulle gaan tel die bokant bymekaar, en sonder om te dink, tel hulle die onderkant bymekaar. En ongelukkig kan jy dit nie doen nie, want die noemers, die stukkies waarin die voorwerp gedeel het, is nie dieselfde grootte nie. Ons moet hulle eers in dieselfde grootte kry. So hierdie is verkeerd. Wat moet jy doen? Jy moet gaan uitwerk. As ek sien die noemers is verskillend, is die eerste stap wat ek moet doen, die KGV. En hoe gaan ek dit uitwerk? Ek moet die KGV van 4 uitwerk en die KGV van 8 uitwerk. Veelvoude van 4 is 4, 8, 12, 16. Veelvoude van 8 is 8, 12, 8, 16, 24, ekskuus. Wat se getal van hierdie getalpatrone is die kleinste getalletjie wat by altyd voorkom? Dit is die 8 daar. Wat het ek met die 4 gedoen om hom na die 8 toe te vat? Om gemaal 2. Wat het ons met die 8 gedoen om hom soontoe te vat? Maal 1. So, dit wat ons nou hier gekry het en wat ons hier toegepas het, moet ons nou by die breek toepas. Om hierdie 4 te verander na 8 toe, so kom maal 2. En by breuke, dit wat jy onder die lyn doen, moet jy bo kan die lyn doen. So ek moet die boonste getal maal 2. By die 8, wat het ek gedoen om hom te kry? Ek het gemaal 1, wat ek onder die lyn doen, doen ek bo die lyn. Dan herskryf ek dit. Wat is 2 maal 2? 4 op 4 maal 2, 8, plus 3 maal 1 is 3 en 8 maal 1 is 8. Nou kan jy sien dat al twee hierdie breuke dieselfde grootte is. En ons kan nou hierdie stukkies bymekaar tel. Hoeveel stukkies is daar? 8. Hoeveel het ek? 4 en ek sit 3 by, ek het 7. So wat is die antwoord tussen 2 op 4 plus 3 op 8? Antwoord gaan wees 7 op 8. Is dit sy eenvoudigste vorm? Kan hy kleiner geskryf word? Nee, 7 is 'n priemgetal. Dan is jou antwoord reg. Dieselfde word gedoen by die aftrek. Maak seker dat jy die KGV uitwerk en van daar af verder werk. Wat gebeur as jy 'n breek kry wat so lyk? Dit baie keer gebeur dit dat kinders nie heeltemal mooi verstaan wat dit beteken nie. As ek 'n breek kry wat so lyk, moet ek verstaan wat elke deel beteken. Jy weet tans, dat daai is my teller en daai is my noemer. Maar wat is die doel van daai 2? Daai 2 noem ons heles. Dit is hoeveel heles ons alreeds het. So wanneer ek 3 appels gehad het, en ek het 'n hap uit die een appel uitgevat, dan het ek 2 heel appels, en die een wat ek 'n hap gevat het, verteenwoordig die 1 op 4 kwarte.
Nou, wanneer ons werk met breuke, is dit baie belangrik om hierdie deel, hierdie breuk, om te skakel, en ons noem dit 'n onegte breuk, waar ons die breuk kombineer, al die heles terugsit in die breuk. En sodoende die werk makliker te verstaan. Nou, hoe doen ons dit? Kom ons oefen. 2 en 1/4. Hoe skakel ons hom om, dat hy so 'n gewone breuk lyk? Eenvoudig. Ons vat die hele, ons maal dit met die stukkies wat ons gebruik om hom op te sny, en dan plus ons die teller wat bo ekstra is by. En ons skryf ons antwoord heel bo. In die geval 2 maal 4 is 8 plus 1 is gelyk aan 9. So nou skryf ons die 9 bo op 4. As ek die sommetjie deel in inverse, 9 gedeel deur 4, dan gaan ek 2 kry en daar gaan 'n res oorbly. En daai res is dan die 1/4 breuk. Hierdie kan ons maklik mee werk met optel en aftrek, te verseker dat ons breuke reg uitwerk. Ek hoop jy het die video geniet en dat jy die breuke gaan onder die knie kry. Sterkte.